Amen. Dankie broers en susters. So wonderlik om saam met julle te aanbid. As die waarhede so deur vloei. En vandag is die tema van ons diens, ek wil dans saam met u Heer, soos ons net nou gesing het en net nou weer gaan sing. En eintlik is dit deel van deel 2 van laasweek se preek wat gegaan het oor die streepie teologie en kie. En dis die ding wat in ons denke is, en ek is verras hoe baie van ons se denke dit is, naamlik dat God het eintlik maar 'n streep in die sand getrek eendag en hy bepaal wanneer jy doodgaan, maak nie saak wat jy doen nie. Iewers dit kom van die Calvinistiese soewereine idee van God wat dwarsdeur getrek word van hy beheer alles, goed en sleg. En dis hier is die probleem, en dit bring ons by kie, die tweede een wat sê, hy het jou hele lewe beplan. Jy moet net eintlik uitvind wat hy wil hê, wie jy moet word, wie jy moet trou, en wie jou kinders gaan wees, en waar jy gaan bly. Dis ons groot doel is om dit te weet. En dit het bietjie heavy implikasies vir ons lewe, in die sin dat ons, as dit so is, dat God alles in jou lewe beplan, en jy haal 'n geweer uit en jy skiet my, dan is dit God wat nou beplan het dat jy 'n geweer uithaal. En my skiet en iewers besef ons, dit kan nie so wees nie, dit is te eenvoudig om net so te sê. En ek wil die tweede preek vandag daaroor preek, want nou het mense vir my gesê, maar wat van inshallah? Kyk, dis wat die moslems gebruik, wat sê, jy weet jy moet sê, wanneer gaan dit gebeur, dan sê hulle, inshallah, die Here sal dit bepaal, jy weet. Dit moes nou skrikwekkend af, en hulle glo dit kom ook uit hulle boek uit die Koran uit, in die Sur Al-Kaf 23 sê dit, dat God bepaal alles, is inshallah. En hulle burgers, selfs in Afrikaans is daar, laat Gods water oor Gods akker loop. Jy kan nou maar maak wat jy wil, die water gaan daar loop. En eintlik, my pa het altyd gesê, ons sal môre DV see toe gaan. Wie se ouers het dit ook gesê? DV, julle waar verstaan nie DV? Vir Dio Valente, daar staan het. En dit kom uit Jakobus 4 vers 15. En Jakobus 4 vers 15 sê, kyk, julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Nou dit is inshallah. So as ek vir ouens sê, nee, inshallah, jy weet, daar's ander idees eintlik in die Bybel, dan sê hulle, maar dit staan daar. Dit staan wel daar. Maar ek gaan vandag vir jou 'n bietjie leer, en is 'n beginsel, dat as jy 'n vers wil gebruik om jou teologie op te bou, maak jy 'n fout. Die Bybel lê homself uit. Jy moet kyk wat die Bybel se groot boodskap is. OK. En as ons aan die groot boodskap van die Bybel kyk, dan lyk dit vir my, en ek sal weer met jou lees, is die Here sê, jy het 'n besluitneming van keuse gekry. En daar's bose wat jy wil verlei. En jy moet in hierdie lewe, met die goedheid wat te gee, moet jy jou weg vind. En so dans ons eintlik saam met hom. En sê, wat, Vader, ek is hier, U is koning, ek is die kind, wat moet ek doen? Moet ek met hierdie vrou trou, ja of nee? Jy weet, moet ek hierdie kar koop? Moet ek nou Dubai toe gaan? Whatever. En dan dans hy met jou. En die manier wat hy vir jou ja sê, is hy gee vir jou vrede. Ek het vir ouens gesê, ek trou jou nie. As jy nie voor my en voor die Here kan sê, ek het 100% vrede dat hierdie man my man is nie. As hy sê, ek het 99% vrede, dan sê ek, dan gaan jy terug, gaan probeer 'n paar ander mans, en as dit nog nie reg is, dan kom jy terug en sê, ek is 100% tevrede, dan weet jy. Maar die Here praat met jou deur vrede en onvrede, ernstig, dis hoe hy praat. Miskien hoor jy 'n stem, hy praat met my deur vrede en onvrede, maar dit is 'n dans saam met hom. So wat ek vandag wil doen, eenvoudig, ek gaan hierdie Jakobus vers wat ons hier onder sien, gaan ek 'n bietjie vir jou verduidelik. Want dit staan daar, maar die vraag is, wat staan eintlik daar? So jy moet gaan kyk wat in die hele boek Jakobus staan, en wat staan in daai hoofstuk. OK, want dit staan daar. Die tweede ding wat ek gaan doen, ek gaan 'n bietjie kyk, hoe het ons meester gemaak op aarde, toe hy hier was, want hy was mos God. En jy sal agterkom dat hy het met die Vader gedans heeltyd. Waarvan die bekendste was, toe hy in Getsemane was, en gesê het, Vader, jy weet ek is nie lus vir hierdie beker wat ek moet drink nie. Het gaan my, weet ek aan die kruis moet sterf nie. Dit kan dit nie maar by my verby gaan nie. Nou as hy nie 'n keuse gehad het en die Vader het alles beplan, wat help het hy praat met hom?
Maar dan kom hy terug na hy met hom gepraat het en hy sê, ek is reg. So wat het daar gebeur met hom, verstaan jy? Hy het gedans met die Vader, jy sal sien. So ek gaan net kyk na die Jakobus verse en dan gaan ons kyk na die evangelie verse, want dit is waar ons moet leer hoe om te maak. Ek is besig om jou gedagte te verander en as jy klaar so dink, hoop ek hierdie is petrol in jou tank. As jy nog nie so dink nie, dan moet jy weer daarna kyk. Want weet, in ons onderbewussyn het ons idees van hoe goed was, wat kom uit ons kindertyd uit, en die kategese en dominees en preke, en dit lê daar, en is heavy sterk. En as jy nie dit doelbewus uithaal en verander nie, dan dryf dit jou op die oomblik. Jy weet, as iemand dood gaan sê, die Here het sy streep getrek, en ekskuus, ek het nou nie gedink wat ek sê nie, maar dit is eintlik wat jy dink. So as jy dit wil verander, moet jy dit kognitief in jou kop verander, en dis waarmee ons besig is. Kyk, as jy na jou lewe kyk, al is jy jonk, en jy kyk terug, dan voel dit vir jou, die Here het definitief my lewe beplan. Regtig, ek het amper met 'n ander vrou getrou, toe trou ek met hierdie een, en ek het nooit gewonder daaroor nie, maar ek was heavy doodseker, toe ek nou 3 keer met hierdie behandeling amper die lepel in die dak gesteek het, dat sy my lewe gered het. Sy die een dag het sy vir my dogter gesê, as ons hom nie nou hospitaal toe vat, gaan hy nie môreoggend wakker word nie. Ek het nie gedink is so erg nie, maar ek wil sy weet eintlik, toe my hart by 180 klop, toe sê sy, of by 200, nou moet ons jou inlaai, en nou moet ons ry. So dan sal ek vir die Vader sê, dankie het u vir my 'n suster gegee, want ek sê, saam hulle leef is jou kans om te lewe, lyk my meer. Wat ook bietjie sê, basies streep wat nou getrek word. En klomp ander goed, ek het laas julle verduidelik, ek het in Engeland gaan studeer, en dit het my gehelp om vandag hierdie expat lewe te leef, en klomp ander goed wat ek in my lewe moes gaan doen, en dan weet ek, die Here hy het meer geweet as ek, en dan voel dit vir my, hy het alles beplan. Maar as ek nou weer daaroor dink, dan dink ek, maar ek het toch self besluit om hier naartoe te kom, verstaan jy? Nou, hoe is daai ding? Nou, wat hy moet besef, is dat God, en dis wat mense nie verstaan, die staan buite tyd. Ek en jy is binne tyd, materie en ruimte. Ja, hier is ek nou, ek kan nie op 'n ander plek wees nie, ensovoorts. Maar God staan buite tyd. So as hy na jou lewe kyk, dan kyk hy na die papier. Maar wat hy gedoen het, hy het ons nou vir ons besluitneming gegee van vryheid van keuse. Ek wil dit laasweek het vir jou verduidelik. Adam, hy sê vir die volk, ek sit vir julle lewe en dood, seën en straf, kies die lewe. Ek bedoel, dit is die hele Bybel vol. En as jy na jou lewe kyk, het jy definitief jou man self gekies. Ek hoop jy die Here geraadpleeg, want dan gee hy vir jou vrede met jou maag gepraat daaroor, sy is heavy belangrik, en jou pelle, maar op jy nie, jy gekies. Jy het die belofte gemaak. En die ander ding is, die teenwoordigheid van die bose is hier. En dan jy God se goedheid heeltyd wat sê, kom daan saam met my. So, wat met my gebeur, wanneer jy besluit moet neem, is ek gaan na die Here toe en sê, ek het nou die nuwe meisie, ek is heavy verlief op haar, ek is nou ook al nie meer verlief nie, ek is nou net ook al lief vir haar, maar is sy die regte ene? Ek voel so, my ma dink ook nogal so, wat heavy tel, maar wat sê u? U wat die toekoms kan sien, dan weet hy, jy kan met 5 vrouens getrou het. Maar langs die pad verder kan daar moeilikheid gekom. Ek weet nie wat dit is nie, ek wil ook nie te veel daaraan dink nie, maar dan sê hy, hierdie enetjie gaan die meeste uit jou uitbring. En dan gee hy vir jou vrede. Of toe ons Engeland toe moet gaan, dan sê ek gaan. Jy weet, ek gaan nie werk nie, ek gaan 'n kelner wees, ek gaan studeer. Dan sê hy, ja, want wat sien hy? Ek gaan eendag in Dubai eindig. Want hy weet, ek sê keuse wat ek gaan neem. Dan sê hy, ja, nee, gaan, hierdie is goed vir jou. Verstaan julle hoe hy van buitekant af kyk, so hy skuif goedjies hier, maar as ek nou terugdink, en dink ek, ek so blyk in daai kursus daar gedoen, nou help het my. Dit is bietjie mind-boggling, maar jy moet God dink, nie mens dink, he. So, wat wel waar is, want dis waar, staan in die Bybel, hy het jou vryheid van keuse gegee, die bose speel ook 'n rol. So dit is net eenvoudig so dat mense kom, en hier kom ry 'n dronk ou binne my in, en ek is dood, en daar is alles verby. En God keer nie die bose heeltyd weg nie, hy het vir die mense die keuse gegee, Adam en Eva, en daardie gebrokenheid ingekom. Maar wat ons heeltyd beleef, is sy goedheid selfs. As ek doodgery is, weet ek waartoe ek gaan. So, ek is heeltyd veilig, verstaan julle? Maar dit is die ding, so, maar wat sê ons dan? Die lewe is 'n dans saam met God. En as ou dit kan verstaan, dis nie inshallah nie. Dis my pa gesê, ons gaan nou môre Kaap toe, inshallah. Weet jy, hy het nie petrol in die kar gegooi nie, nou wat gebeur môreoggend sy kar staat en hy wil nie ry nie?
Is dit die Here wat nou gesê het, julle gaan nie gaan nie, hy is nie Peter en die tankie, nee man, hy het mos 'n verantwoordelikheid, hy wil ons Kaap toe gaan. Natuurlik is daar 'n vraag of ons moes Kaap toe gaan, en dit sal ek net beantwoord, okay, reg so. So, met hierdie as agtergrond, ek wil nie aan preek oor preek nie, wil ek nou vir jou wys, dat die Jakobus verse eintlik meer sê, ek wil dans saam met u, Heer, as inshallah, en dis presies wat met Jesus gebeur het. Gaan lees die Bybel. Die vraag is nie wat ek sê vandag, die vraag is wat sê die Bybel. Nie die dominee nie, die Bybel. Ok, goed, hier gaat ons. So die eerste ding wat ek gaan doen, ek gaan na die Bybelverse kyk, maar ek wil hê met hierdie beginsel onthou. In die lees van enkel Bybelverse, moet die Bybel homself uitlê. Jy moet dit eintlik hardop sê. In die lees van enkele Bybelverse, moet die Bybel homself uitlê. Al lees jy Johannes 3 vers 16, moet jy gaan kyk, sê die hele Bybel dit, of is dit net Johannes 3 vers 16? Ok, en die vers wat ons vandag moet beetkry is hierdie vers. Julle moet eers sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. As dit sy wil is, of nie. Hierdie vers is inshallah, en ons moet met hom praat. So, as 'n mens dan hierdie vers vat, is daar twee moontlike interpretasie-moontlikhede. Die een is, hier staan dit duidelik, dis inshallah. God het jou streepie getrek, hy het jou hele lewe bepaal, jy moet net uitvind wat dit is. Is dit nie so nie? Dis 'n manier om daarna te kyk. Maar daar is ook 'n ander manier om te sê, hierdie is eintlik deel van die dans van die lewe, waar hy vir God sê, ek erken nie as die God van my lewe, die koning van my lewe, die soerenisering, en ek wil net saam met u dans en uitvind, is dit wat ek môre gaan doen ook in die wil? Ok, is dit reg so? Nou gaan ek net eenvoudig die Bybel vir jou lees. Nou Jakobus se brief, kyk, julle ken die Jakobus brief wat gesê het, dat help nie het geloof en die werke wys dit nie. En dit was in 'n gemeente soos hierdie, waar die mense heavy beklei het, wat hy die brief voorgeskryf, die boetie van Jesus, en die hele brief oes die vryheid van keuse, dat jy moet kies of jy goed of sleg is, jy moet kies of die geloof in jou vrugte dra wat daarby pas of nie. Dis wat die hele boek sê. So die hele boek sal jy sê, sien, wil die streepie teologie sê, is nie daar nie. En dat God jou lewe beplan het, is nie, dis nie hoe dit is nie. Inteendeel, God doen die goeie, en die bose moet jy teestaan as jou keuse of jy doen of nie. Ok, ek gaan twee gedeeltes net lees eers hier. En dan gaan ek na die spesifieke hoofstuk toe gaan. Heel in hoofstuk 1 vers 5 sê, as iemand wysheid kort kom, en hy sê dan, sodat hy kan weet hoe om te volhard in die goeie ding, moet hy dit van God bid, want God gee dit sonder voorbehoud en sonder verwyte. So, hoekom het ons wysheid nodig? Om goeie besluite te neem. Maar wat is wysheid? Wysheid is om te sien, dit is nou wat die versoeking is wat ek moet doen, en dis die gevolg, en dis wat die Here sê moet ek doen, en dan het jy 'n keuse tussen die twee. Almal van ons wat droog gemaak het, weet, my boetie sê altyd, as jy droog maak, of 'n fout maak, moet jy stadig doen, en jy kan omdraai, sê hy. Dis hier, maar jy het 'n keuse om te vat, of te los, of om te draai. So sien julle, dis is wat hy heel in die begin sê. Nou gaan ek 'n gedeelte vir julle lees, wat eintlik alles wat ek laasweek gesê het, so bevestig, dis eintlik skrikwekkend. In Jakobus 1 vers 12 sê hy, gelukkig is die mens, eintlik geseënd. Dis soos die reën wat uit die hemel uitval, soos nou gister hierso in die land. Geseënd is die mens wat in die versoeking standvastig bly. Dit beteken, dan kom 'n versoeking en hy besluit om standvastig te bly. Hy sê, as hy of sy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys as lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. So dit wil sê, as jy nie standvastig bly nie, dan kies jy daai pad af. Keuse. Nou gaan hy aan. Hy sê, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, die ou mense het ons sê, die Here beproef jou, en hy versoek vir jou. En dit is so, dat as hy alles bepaal hy ook die versoeking en beproeving op jou pad. Wat sê hy? Moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei en versoek hy niemand nie. Hier staan dit, dan gaan hy aan, hy sê, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, en hy praat nie nou net hier van seksuele begeertes nie, wat hom aanlok en saamsleep daarna. En as jy nou eers dit inlaat en jy kies om dit toe te laat, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voor, die verkeerde gang. En as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood.
vir ander mense en vir jouself partykeer. Is hierdie eers skrikwekkende vers nie? Ek wil wat hierdie vers eintlik wil sê, daar's versoekings en toetse in die lewe. Kom ons van die 10 gebooie, jy mag nie doodslaan nie. So Susan sê, sy het nog nooit oorweeg om te skei nie, maar sy het al moord oorweeg, teenoor my. Tweede ding is, jy mag nie iemand anders se huwelik inbreek of uitbreek nie. Dis die 7de gebod, wat is die 8de gebod? Mag jy steel nie. Sien nie geld los, dit vat dit. 9de gebod, moenie lieg nie, moenie valse getuienis aflewer nie. En die 10de gebod, moenie goed begeer wat jy nie wil hê nie, wat hy sê hier bietjie 'n groot probleem is. So obviously die toetse is heeltyd daar, dit kom na ons toe. Maar hierdie versoekings kom nie van God af nie, hy sê dit nie voor jou nie, hy sê dis net daar. Dis jy wat sê, luister, daai geld is baie, want ek wil nou die Ferrari koop wat die Joneses langs my ry nie, so jy moet heeltyd keuses maak, dis wat hy sê. Dis ongelooflik eintlik hoe dit nou, dis eintlik die vers wat eintlik die hele ding van die streepie teologie en God beplan al wegvat. Hy sê, moenie julle self mislei nie, my liewe broers en susters, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo, dis wat God gee. En dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar self nie soos hulle verander of verduister nie, sê die boetie van Jesus. Is dit nie ongelooflik? Dan gaan hy nog aan, hy sê, omdat dit sy wil was, dit is sy wil, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring. Dis sy wil vir jou. Hy wil jy moet lewe en ewig lewe. Sodat ons, om dit so te stel, die eerste linge, eintlik staan daar die eerste vrugte te wees. Want in die Hebreëse wêreld het hulle altyd hulle eerste lammers en eerste beste vrugte gaan offer vir God. Hy sê dit is wat hy nou teruggee vir ons, van alles wat hy geskep het. So wat sê hy? Dis altyd annoying vir mense as jy nou vriende het en dan sit ons in kuier en dan sê sy, ag, wil jy nie gou die gediggie opsê nie, my kind? En dan staan sy daar en sê die gediggie op, of sy gaan die klavier speel of sy sing 'n liedjie, dan dink ons dis stupid. Dit is nie stupid nie. Dis mense se trots om te wys wat hulle kind kan doen. In elk geval, jou eier is mos nou die witste, en as jy nie glo jou eier is die witste nie, gaan niemand glo jou eier is die witste nie. En wat sê die Here hier? Ek wil vir die wêreld my wit eiers wys. Weet jy wie's my wit eiers? Dis julle wat skoon gewas is, soos die reën geval het binnekant. En ek wil hê julle moet nie voordansers wees. En die mense wat kyk hoe om saam met te leef, moet na jou kyk, Elisman, sê, dit is soos dit moet wees. Nie streepie teologie nie om te sê, my goed is beplan nie, maar my kinders dans saam met my, en is hulle vreugde vir hulle, om te sê, u koninkryk is my nie, het my hand gegee, u wil is my begeerte, en dan sing jy Onse Vader. Verstaan jy wat hierdie boek wil sê? Dis hierdie boek wat daai Inshallah versie net, okay, nou gaan ons verder in die konteks van hoofstuk 4, jy kan nie daai vers uit, en gaan lees wat hoofstuk 4 sê, nou daar staan, waar kom die stryd vandaan, sê Jakobus, waar kom die risies hier in die gemeente vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie, sê hy. Selfs wat hy gesê het in die eerste hoofstuk. Hy sê, julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg om het te hê. Dis soos Nabot se wingerd wat daai slegte koning gaan vat het. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle risie en julle beklei daaroor. Dit kan 'n posisie wees, dit kan sy vrou wees, dit kan besittings wees. Hy sê, julle kry nie, omdat julle nie vir die Vader vra om dit vir julle te gee nie. En dan sê hy, en as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid, want julle wil net julle eie selfsugtige begeertes bevredig. Gee vir my die Mercedes, asseblief. Maar nie vir 'n kind in Afrika 'n fiets wat dalk iets, dit gaan net oor my en my begeertes. Hy sê, onderwerp julle aan God. Staan die duiwel teë, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader, daai bekende vers. Was julle hande sondaars, en reinig julle harte hygelaars. Ons is nou terug by die abdikeer en sê, u is God, asseblief, sê vir my hoe ek moet wees. Ek moet nie soos Adam en Eva wees nie, en ek wil suriniseer, ek wil hier leef, soos u wil hê ek moet leef. Nie my begeertes nie. En dan gaan hy aan en hy sê, daar moet 'n afhanklikheid van God wees. Hy sê, ek kom nou. Julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad of daai stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly en ons sal sake doen en geld maak. Hy sê, wie is jy? Hy sê, julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie, julle is maar 'n dampie wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. So onthou net wie jy is. Jy is nie God, hè. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe
en sal ons dit of dat doen. So wat bedoel hy hiermee? Jy moet verstaan dat God God is. Jy moet verstaan, jy leef deur hom en tot hom. En deur hom en tot hom kan jy al die goed doen, nie op jou eie nie. Want dan is jy ook op 'n pad waar dit jou koninkryk is en nie sy koninkryk nie. Hy sê, maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Hy sê julle groot bekke. Hy sê, as al sulke groot pratery is verkeerd, sê hy. Want as iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Want hy sê in hierdie gemeente van waar hy is, Jakobus sê hy, is dit die ding. Almal is vir hulle self. So wat wil hy vers eintlik sê? As jy hierna lees, hy wil sê, as hy sê, julle moet eerder sê, dit is hoe die Here wil, moet jy sê, ek gaan dit doen môre, as dit binne die wil van God is, vir my lewe en binne die uitbreiding van die koninkryk. Dis wat hy sê. Dis hoe alles doen. Waartoe jy gaan, wat jy met alles doen wat jy gekry het. Dis wat ons net nou gesing het. Ons Vader wat in die hemel woon, laat u naam deur my geheilig word. Laat u koninkryk deur my kom. Dit wil sê, help my dat dit so sal wees. En laat u wil hier op die aarde deur my geskied soos in die hemel. Dis presies wat hy sê. Maar dis nie wat hulle gedoen het nie. So hy sê, gaan vra weer vir jouself, wat is dit wat God wil? Want hy is die een wat vir jou die lewe gee. So wat wil hy vir ons sê? Ons moet leer om met meer afhanklikheid van God te lewe, en dit is op die keer in Suriname. En daarom wil hierdie teks eintlik sê, kom dans saam met my. Vra, wat wil ek hê, en hoe wil ek hê, en as dit in die wil, Here, en buig jou wil na my wil. Dis wat hy sê. Dis die Jakobus verse. Maar kom ons kyk wat het Jesus gedoen. Ons lees in Johannes 5 vers 19, dat Jesus sê, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie uit doen nie. Hy doen ook niks uit sy eie uit nie. En hy was God. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, en die Vader het die seun lief. En hy wys hom alles wat hy moet doen. En hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. En dis die gesindheid wat met ons wees. Jy praat met die Vader oor die dinge wat jy dink, wat jy doen, dat jy is met sy koninkryk besig. En dan sal hy byvoorbeeld vir jou sê, dis reg so my kind. Andy Stanley is die bekende prediker, hy sê, 'n mens moet leer om te leef sonder te veel foute, want jy baie minder regrets in die lewe. En die enigste manier jy dit kan doen, is vra die Vader, is hierdie 'n goeie ding om te doen? Of is dit 'n stupid ding om te doen? En gaan dit want as dit vir my goed sal wees, of vir die koninkryk goed is, sal dit vir my goed wees. Dis wat hy sê. En dis soos hy gedans het saam met hom, en wat het die mense elke keer gesê, kyk wat doen hy? Het hy opgestaan uit die dood? Het hy met ons gepraat? En dis sê hy wat met ons gaan gebeur. Wat, jy weet, jy draai die ander wang, jy loop die ekstra myl en mense sê Jesus nie, maar jy vra nie wat wil ek hê nie, jy vra wat wil hy hê. Jy vergewe mense wat sê, ek kan nie glo, jy het my vergewe nie. Sê, is nie ek nie, dis die Gees van God in my, want hy vra vir my om te vergewe. En hy het dit vir my moontlik gemaak. En daarom sê Jesus in Matteus 6 vers 33, moet julle nie so bekommer oor wat julle gaan aantrek, of wat julle gaan eet nie. Hy sê, julle hou julle self daarmee besig, heeltyd. Ons self, ek self. Die kerk bekommer my partykeer heavy. Dan sê Jesus, dat Martin Luther het gesê, meer bekommernis vir Jesus gee. Hy vat dit by jou. Nie dat hy hom bekommer daaroor nie, maar dan voel jy ten minste beter. Want dit help nie jou bekommer jou enigiets nie, sê Jesus. Want wat doen hy? Die Vader sê, hy sorg vir ons soos hy voëls in die lelies kyk. En Peer, het jy al ooit in jou lewe nie kos gehad om te eet nie? And you Rachel, every day you've got food to eat. And clothes to wear. Maar ons hou aan om te doen. Hy sê, nee, maar wat julle hele bietjie moet begin doen, is beywer julle vir die koninkryk van God. Dink 'n bietjie hoe ons hom sal laat kom, en die ander goed sal van self kom. Wat jy gaan weet, is die Vader wat vir alles sorg vir my. Ek wil ook meer hê, maar dis nie dalk goed om al meer te hê nie. Dan kom ons nou by Jesus se laaste dans. Hy staan in Getsemane. Hy sê disippels alleen gelos, en hy sê, Abba, dis Papa. In die taal wat hy gepraat het, Aramees. Hy sê, alles is vir u moontlik. U is God. Hy sê, neem die lydingsbeker vir my al weg. En ek dink daar's 1000 redes. Jesus het geweet, dit is swaar, dit is sleg, hy gaan verneder word. En nou gaan hy sy disippels agter. Maak nie saak wat hy gedink het nie.
Maar dan sê hy, maar moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Wat gebeur dan met hom? Want ons lees daarna, dat Jesus, toe die derde keer dit gaan vra, kom hy terug, en hy sê vir sy discipels, slaap julle nog? Hy sê, dit is nou genoeg, want die tyd het nou gekom, die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. So wat het tussen hierdie twee goed gebeur? Jesus het met die Vader gedans, en die Vader vir hom sê, my seun, kom ek wys vir jou, ek gaan net weer jou wys, wat gaan gebeur wanneer ons daai kruis op Golgotha koppie en koppie inslaan. Die eerste ding wat gebeur, is die mense se sondes gaan afgewas word, en jy gaan die lam wees, vir ewig. Jy gaan versoening gee vir ewig, en jy gaan daai bankie opsit, die kruisbankie, en hulle gaan vir altyd by my sit. Die tweede ding wat gaan gebeur, is die bose, as jy opstaan, se mag gaan gebreek wees, oor hulle. En die tweede ding, hulle gaan weet, hulle kan vir ewig leef saam met my. Dis die tweede ding wat gebeur. Hy sê in die derde ding, jy gaan nie eenvoudig die wêreld verander, van nou af gaan hulle tel van voor jy daar was en na jy daar was. En die herskepping gaan begin, en hulle kan aangaan, en het gaan die weg baan vir die Heilige Gees, en dan sê Jesus, dis die beste. Dis nie wat ek wil nie. Ek is nou lank op aarde, die mense het nou al 'n bietjie beet gekry, ek is baie lief vir hulle, maar dit is wat hier moet gebeur. En dit sal gebeur. En dan vat hy die kruis, hulle slaan hom, gesel hom, spyker hom vas, want hy het saam met die Vader gedans. En dit is wat hy sê met ons moet gebeur. Dis die houding wat jy moet hê in die lewe. Vergeet die streepie en vergeet die feit dat jou lewe beplan is. Jy beplan saam met die Here, jy dans saam met hom vandag en môre, skep jy saam met hom 'n toekoms. Jy moet verstaan as die lewe wat jy vergeet. Dis eintlik logies as jy daaraan dink. Dis logies as jy daaraan dink. En vergeet die inshallah. Jy hoef nie die moslems te oortuig nie. Hulle wil dit glo, gesprek met hulle gaan nie ek sê help nie, want hulle lees nie die Bybel nie, maar jy lees hom. En as jy nou weer die equivalente sê, kan jy sê as jy wil, maar dan verstaan jy, ek en die Here saam beplan môre, en obviously is hy God, en ek is die een wat namens hom regeer. En ek is 'n dampie, en hy is vir ewig, maar ek is deel van hom, en daarom wil ek saam met hom dans. En miskien moet jy die vraag vandag net vra om te begin, is miskien vandag en môre, oor wat 'n groot saak moet jy saam met hom dans? En dit kan 'n klein saakie wees, soos wie nooi jy vanmiddag vir ete? Wat se fliek gaan jy vanaand kyk? Wat se sakgeld gee jy môre vir jou kinders? Hoe praat jy met jou baas en jou onderdaan, en hoe pas jy as jy na die werk toe gaan? Dis wat jy vir die Here vra. Dis om te sê, ek beywer my allereers vir die koninkryk van God. Want wat ek nou verstaan is, ek wil dans saam met U, Heer. Ek wil leef uit die hand, Heer, en my hoop is in U, Heer, U wat God is. Want U is die koning van my lewe. Ek wil U prys my lewe lank deur. Met alles wat ek het, met alles wat ek doen, so sal ek die koninkryk laat kom. En as die Engels sing, die woorde is bietjie anders, my life is in you, and I will praise you as the king of my life. Your kingdom will come through my deeds, the deeds of my heart, the deeds of my hands, and this is my dance with you. Amen. Ek wil dans saam met U, ek wil leef uit U hand, Heer, my hoop is in U, en U, net in U. U is koning van my lewe, Heer. Ek wil die prys hê my lewe lank deur, met alles wat ek is, met alles wat ek doen, so laat ons die koning